nie in ons omstandighede en bly oor ons uitdagings nie. Kom ons wees bly in die dag wat die Here gemaak het, want hy is in beheer. Kom ons wees bly in vreugde en gaan U die uitdaging aanvaar. Kom ons staan en kom ons sing en ons maak die naam van die Here groot en ons gee die Heilige Gees kans om onder ons te kom werk, om onder ons te kom bedien. En wanneer ons dan by die woord van die Here uitkom, dat al die saad op vrugbare grond sal val. Kom ons staan net so, dan sê ons net welkom vir die Here. Heilige Gees, ons verwelkom U in ons midde. Dankie dat U nie net in ons midde is nie, maar dat U inwoon in ons harte. Ons gebed is dat ons baie bewus sal wees van U teenwoordigheid vanmôre. Ons stel ons harte op, ons neem ons gedagtes en ons bid dat U dit gevange neem, Here, dat dit nie sal dwaal nie, maar dat ons sal fokus op dit wat regtig saak maak in hierdie oomblik. Kom vul ons harte, kom vul ons gedagtes, kom vul ons kerk, Here. Kom woon onder die lofsange van U kinders. Dankie, Here, U woord sê, terwyl ons U oplig, trek U ons nader. Here, dis ons begeerte, ons wil naby kom. Ons wil nader en nader aan U beweeg, tot eer van U naam. Amen. Dit is die dag, hier die Heer gemaak, hier die Heer gemaak. So, kom ons is bly, en verheer naam, en verheer naam. Dit is die dag, hier die Heer gemaak, kom ons is bly, en verheer naam. Dit is die dag, hier die Heer gemaak. Kom ons doen dit so, al die dames begin. Ons sing, dit is die dag, broers, en julle sê amen op als wat ons sê. Is dit reg? Amen. Gaan ons. Kom dames, kom sisters. Dit is die dag, hier die Heer gemaak. Kom broers en handen, kom ons is bly en naam. Ek verduidelik beter. Ons sing, dit is die dag, sisters. Broers, dan sing julle, dit is die dag. Alright, so julle gaan tot eer van sy naam. Die gaan ons, kom sisters. Dit is die dag, hier die Heer gemaak.
dankie Here vir lewende water. Dankie dat daardie water ons dors ontles. En dat wanneer ons by U kom drink van daardie water, verklaar U self en word in ons soos 'n fontein wat net opborrel en uitvloei. En ons wil vanmôre kom dankie sê. Dankie vir lewende water. Halleluja. Halleluja. Dankie ons musiekspan, ons geleide in die nog van ons. Wanneer ook iemand is wat dalk iets met ons kon deel, hoor geneem te vier, sommer net getuienis en verder te doen. En wat goed om dit saam met ons te deel te word. Kijk je maar aan, kom ik ga niet in het van Ek het 'n getuie om te lewer vanoggend van die Here se getrouheid. In die week het mense my geskakel wat konversie nodig gehad het, want hulle kry verskriklik koud in die plekkie waar hulle bly. Nou ek het die vrou al voorheen Pretoria Noord toe gevat waar sy kospakkies gaan haal, so hulle is regtig behoeftige mense. En gister het ons hulle die konversie gevat en ek moet sê, ek kon nie glo. Ons kon nie glo wat ons gesien het nie. Hulle bly in 'n regte geheggie. Dis 'n pa, 'n ma, 'n oupa en 'n ouma, en daar's 8 kinders en 'n suster ook van hierdie vroutjie. En hulle het regtig 'n verskriklike groot behoefte. Nou vanoggend kom ek hier by die toegiefkamer om te kyk wat se kleertjies het ingekom van ons gemeente af en ek wil vir julle baie dankie sê. Van kinderklere tot by die man se grootte is daar. En ek kan net vir die Here al die eer gee. Ag pastoor, ek wil net beamoen wat ek in die bidkamer gesê het. So 'n week of wat terug die pastoor sy preek afgesluit met net 'n illustrasie of 'n gedagte en dit het so diep in my hart ingegryp. Omdat ek kon assosieer met omstandighede. Iemand wat vir 'n predikant gevra het en gesê het, ek verstaan hierdie ding nie. My ma en my pa en kinders, familie, hele gesin is wreedaardig vermoor. Waar was God toe dit gebeur het? As 'n mens kom by armoede, as mens kom by stikkindheid, as jy na die oorlog kyk, as die oorlog op die televisie kom, wil ek dit net afsit en ek kan dit nie aanskou nie. Dan dink ek in my vlees, maar Here, waar is U? En toe kom die antwoord. Baie mense het nie geweet nie, maar hulle gaan toe na iemand wys en sê, wat is die antwoord? Waar was God toe hierdie mense so wreedagtig te nagekom is? En die antwoord was, God was op dieselfde plek waar hy was toe sy seun wreedagtig aan die kruis gesterf het. Weet jy, ek weet nie of dit vir u iets doen nie, maar weet jy, van dat ek het gehoor in die laaste ruk het ek met mense dit sê, ag, ek verstaan nie, hoekom laat die Here dit toe, waar is die Here? Ek wil net bemoedig met daai bemoediging van pastoor Johan. Die Here is teenwoordig in die moeilikste van alle omstandighede. Ons beleef dit dalk nie, maar sy teenwoordigheid is gebaseer op die woord van die Here, op 'n feit, nie op 'n gevoel nie. So die Here mag dalk in daai oomblik ver voel, maar ek wil vir u sê, hy is kennelik naby. Mag die Here u seën. Amen. Amen. Ons lees hierso in Jesaja 40, hy sê, weet jy dit nie? Weet jy dit nie? En het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar's geen deurgronding van sy verstand nie. Jongens,
Maar die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop. Hulle word nie moeg nie. Hulle wandel. Hulle word nie mat nie. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop. Hulle word nie moeg nie. Hulle wandel. Hulle word nie mat nie. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Amen. Amen. Die koortjiedigter het daarop geantwoord, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En toe sluit hy die koordeelte af. Hy sê, leer ons Heer om te wag. Amen. Dis besonder hoe die Heilige Gees alles so in lyn bring. Ons gaan gesels oor hierdie dinge wat gesê is vanmôre. Die wat op die Here wag, so onthou ons het gesing van die lewende water en ons gaan daaroor so 'n bietjie gesels en net mekaar bemoedig en ophou in hierdie dag. Ek sien 'n paar besoekers en hulle sê baie welkom. Ek wil jong mense te sien hier saam met ons vanmôre. Mag die Here u seën. U kan blaai na Jesaja die 55ste hoofstuk, baie bekende gedeelte in die woord van die Here op. Anders kan die volgende dan agter my op die skerm verskyn waar ons gaan van vers 1 tot 7 saam lees in Jesaja 55. Hier in my Bybel is die opskrif die dringende uitnodiging. Voor almal wat dors het, kom na die waters en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, bestendige genadebewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hardloop, terwille van die Here jou God en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dit staan nie daar nie, dit is 'n gedeelte wat Nehemia gelees het. Soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal hy hom barmhartig wees en tot onze God, want hy vergeef menigvuldig geluk. Net tot sover die lees in van die gedeeltes wat die mens amper reël vir reël 'n preek kan uitwerk oor en kan gesels, maar ek wil terugkom by iets wat ons verlede Sondag vir mekaar gesê het. Ek trou die van die wat in die diens was sal onthou, ons het vir mekaar gesê dat ons kom in ons gelooflewe soms op dinge af wat ons nie kan verklaar nie, wat ons nie verstaan nie, wat ons nie kan verduidelik nie. Dinge soos wat ons vir mekaar sê, dit gaan goed, maar dit gaan nie meer goed nie. Ons is in 'n storm, dit gaan moeilik, dit gaan swaar, en dan kom ons toch, te midde van dit, dan sê ons vir mekaar, weet wat, dit gaan goed. En dit gaan goed, omdat die genade van die Here oor ons is. En ons kan nie eintlik hierdie dinge verklaar nie. En tog geniet ons die beter van dit. Die feit dat ons in geloof aan die Here vashou,
en dit miskien vir 'n oomblik nie goed gaan nie. Soms vir 'n lang oomblik, soms is die storm lang en ewig, het ons en geniet ons tog die beter van dit. In die Engels is daar so 'n mooi uitdrukking wat sê we have the better of it. En dis 'n aanduiding om beheer te hê oor iemand of oor 'n situasie. En dis wat ons verlede Sondag vanaf net vir mekaar gesê. En ek wil vandag weer na een van daardie dinge kyk wat nie vir ons sin maak nie. Hier in ons geleesde gedeelte kom die Here en hy nooi ons uit en hy sê kom koop sonder geld. En dis die tema van my boodskap op vandag. Koop sonder geld. En dit kom uit die mond van die Here, deur sy profeet. En ons as mens, omdat ons vleeslik is en vleeslik dink, wanneer ons sulke gehoor en ons genooi word om te kom koop sonder geld, wil vir onsself vra, maar hoe op dese aarde werk dit om te kan koop sonder geld? So dat het maar lekker wees as 'n mens by 'n winkel kon instap, maar alles wat jy nodig het en alles wat jy nie nodig het nie, op die rakke staan en die prys by elke artikel is 0,000 rand. Jy kan vat en jy kan koop. Ek weet waar sy my dogter gegaan het, daar by die sweetsnak. Sy sê dat ons van as die sweets net goedkoper was, dan kon ons soveel meer gekoop en dit sou so lekker wees. Dink jy bietjie in, as ons hier staan is, ons ry na 'n restaurant toe en ons kan daar gaan sit en ons bestel net so groot bord kos en so 'n stuk T-bone en alles wat in die honger, maar alles wat so lekker lyk. En as ons klaar is, staan ons op en ons loop en ons sê nie maar ons kan koop sonder geld. Of het jy al ingedink? Ons wete is anders, ons denke is anders, omdat ons mens is. Vandag weet ons dat niks kom gratis, behalwe moeilikheid. Dis die eerste ding wat ons vir kom in die tyd waar ons hier moeilikheid, probleme. En dit kom soms sommer immers op. Maar het jy al gedink, as jy nou met 'n vol trolley krediet by die tel kom, en jy sê vir die persoon wat daar werk, pak vir my al hierdie goed in, ek gaan dit koop sonder om te betaal. Ek het nie geld, pak dit net vir my in, ek sal wat loop op die kom in die motorhandelaar. En jy kies 'n baie mooi splinternuwe voertuig uit, en sê vir die verkoopsman, kry vir my hierdie voertuig weg, kry hom op die pad geregistreer en lisensieer. Ek sal hom môre kom haal sonder om te betaal. Weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan net gejaag of uitgelag word, een van die twee. Want dit gebeur nie in die lewe vandag, ja, is net niks meer wat ons eintlik gratis kry. En dan kom die Here en hy sê vir ons, maar kom koop sonder geld. En hierdie dinge wil nie altyd vir ons sin maak nie. Tog kom die Here hier en hy rig 'n uitnodiging aan almal. Nie net aan sekere mense nie. Hy rig die uitnodiging aan almal en sê kom neem van dit wat ek kom bied. Kom kry van die volheid van my genade. Dis gratis, dis verniet. Jy kan dit kry sonder geld. En hy sluit dit eenvoudig almal in. Alhoewel hier direk by die Joodse nasie met Israel gevra is, as ons verder gaan deur die Nuwe Testament en ons sien hoe groot die genade van die Here is, dan wanneer ons hier lees en ons lees almal wat dors het, dan wil ek vir u sê, my broer en suster, dan sluit dit my en jou in vandag. Dit sluit ander in wat nog eers oor 2 jaar gebore gaan word en gaan opgroei. Dit sluit elke mens in wat op hierdie stadium lewe hier op aarde. Ook almal wat dors
sowel as die heidene, die armes en die wat seer gekry het, die wie se lewe in 'n mate tot stilstand gekom het, en die blindes, en die geestelik blindes, en die krepeles, en hulle wat swak is, en hulle wat voel dat hulle faal gedurig deur in die lewe, en hulle wat voel hulle bly net daaronder, hulle word nie opgetel nie. Ek wil vanmôre vir u sê, wanneer die Here ons uitnooi en sê, o kom almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom en koop, dan kyk hy nie vandag na jou beursie nie, hy kyk nie na jou bankrekening nie, hy kyk na geen saldo nie, hy kyk na jou as persoon wat jy is, en of daar 'n dors in jou is om deel te word van hom, en deel te hê aan hom, en dan nooi hy jou uit en sê, maar kom soos jy wil, kom in jou bankrotskap, kom in jou stukkeheid, kom in dit wat jou gebreek het in hierdie lewe, in jou gebrokenheid, kom na die waters toe en kom koop en kom kry sonder geld. In Matteus 10 stuur die Here die disippels uit na hierdie tipe mense toe. En hy sê vir die disippels, hy gee hulle 'n opdrag. Hy sê vir hulle, gaan uit en gaan maak siekes gesond. Hy het die disippels na die ryk mense toe gestuur. Hy het hulle nie na die gesonde mense toe gestuur nie. Hy sê vir hulle, gaan reinig die melaatses. Hulle vir wie ons wegskerm, hulle by wie ons probeer wegkom, wanneer hulle in die straat by ons op 'n almoes kom bedel, hulle wat kom vra, en wat kom honger, en kom dors. Hy sê vir die disippels, gaan wek die dooies op. Hulle wat geestelik dood is vandag, word uitgenooi en geroep om te kom na die water toe. Hy sê verder vir die disippels, gaan dryf die duiwels uit. Gaan in die naam van die Here en gaan probeer om alles wat verkeerd is in mense se lewens uit te dryf en weg te kry. En dan sê hy vir hulle hierdie een ding, julle het dit verniet ontvang. Gee dit ook verniet. Kom na die water en koop sonder geld. Die Here se beginsel van genade en seëninge is, dis verniet. Ek en jy kan nie daarvoor werk nie. Ons kan dit nie verdien nie. En dit het my so vinnig gebring by 'n gedagte om te kyk na Jesus se kosteberekening. En wanneer ons sekere groot uitgawes wil aangaan, dan doen ons 'n kosteberekening om te kyk, gaan ons dit kan bekostig, hoe gaan dit ons finansiëel raak, waar moet ons dit in begroting inbring, en ons doen 'n hele kosteberekening. Die Here Jesus se kosteberekening, heel bo aan is geskryf, kom. En dis al. Kom. Kom, almal wat dors het. Kom na die water. Wie geen geld het nie, kom koop. En dit maak nie saak hoe wel af of hoe bankrot jy is nie. Ek en u moet in gedagte hou hier. Dit gaan oor die verlossingswerk van Jesus. En ek wil ek vanmôre vir u iets sê, en ek vertrou u gaan my mooi verstaan, maar die verlossingswerk van Jesus gaan nie net daaroor om my en jou te verlos van die mag en die krag van sonde, sodat ons uit dit uitgehaal kan word, om in 'n nuwe verhouding met hom te wees en ons verseker is van 'n ewige lewe nie. Wanneer God 'n verlossingswerk in die mens kom doen, wil hy vir jou nou hier op aarde al 'n beter lewe gee. Hy wil jou uithaal uit die omstandighede waarin jy is. Hy wil jou uithaal uit die swak en die slegste van omstandighede. En hy wil jou voete plaas op 'n ewige onwankelbare rots, waar jy sal opgroei en sterker word, en 'n nuwe en 'n beter lewe sal ervaar. Ek kyk na Israel op hierdie stadium, terwyl die Here met hulle praat deur die profeet Jesaja.
en Israel is in ballingskap, dan die Here dat die nog nooit in ballingskap was. Want dis 'n slegte, seker die slegste posisie om in te wees. Maar Israel was op hierdie stadium al amper 60 jaar in ballingskap. En dan dink ek nie ons storm nou lang, as dit 'n week of 3 jaar. Israel was in ballingskap, oor een rede. En dit was oor ongehoorsaamheid aan die Here. En omdat hulle rug op hom gedraai het. En selfs in hierdie oomblikke van ballingskap en swaar kry en ongehoorsaamheid en waar dit sleg gaan, kyk die Here na sy volk en hy besluit, maar hy gaan hulle nie daarna nie. Hy gaan hulle uithaal uit hierdie omstandighede en hy kom dan met hierdie belofte na hulle toe en sê vir hulle, maar kom, dit wat julle nie daar kan kry nie, dit wat julle in jou moeilikste van omstandighede kan ondervind nie, kom na my toe en ek sal dit vir jou gee en jy sal dit kry. Hy rig uitnodiging aan 'n klomp mense wat geestelik bankrot is. En die uitnodiging sluit 4 noodsaaklikhede in ten opsigte van die mense geestelike bestaan. En die Here kom en hy praat eerstens van 'n dors wat geles moet word. En moet ons dit nie vanmôre gesing in die diep van Tetelestai nie. Reg deur Israel se 40 jaar omswerwinge in die woestyn, sien ons hoe die Here op wonderbaarlike manier die volk aan die lewe gehou het deur water te voorsien. En as jy die geskiedenis ken, dan sal jy onthou dat er op 'n stadium by 'n plek gekom het wat Mara genoem word en die water was ondrinkbaar. Dit was galbitter. En die Here het eenvoudig daardie water verander en dit soet gemaak sodat dit drinkbaar kon word en sy volk water sou hê om te drink. Jy sal onthou op 'n stadium het hy vir Moses die opdrag gegee om met 'n rots te gaan praat en die rots het net eenvoudig in 2 geskeur en dan water uit die rots geloop sodat die volk gedrink van die water kon drink en versadig sou word en aan die lewe kon bly. En op hierdie wonderbaarlike wyse het die Here vir Israel aan die lewe gehou. En ek wil vanmôre vir u sê, ek gee nie om waar jy is en ek weet nie hoe jou toestand lyk en jou omstandighede is en wat jou hartseer en jou verdriet is nie, maar op onbekende wyse en op snaakse wyse kan die Here in 'n oomlikse tyd vandag in jou omstandighede voorsien sodat jy geestelik aan die lewe sal bly en jy sterk sal bly en kan hy op 'n wonderbaarlike manier ingryp in jou omstandighede en al moet hy dan vir jou ook die opdrag gee om die rots te gaan slaan of oor die rots te gaan praat sodat die rots in 2 kan skeur en daar water uitvloei sodat ek en jy kan aangeraak word deur die water. As hy ons gebring het tot hier op wonderbaarlike wyse, wil ek vir u sê, sal hy my en jou op 'n wonderbaarlike wyse geestelik aan die lewe hou. En hy sal vir ons die water van die lewe gee as ons dors en vra na dit wat hy bied. En daarom is die dinge wat die Here vir ons doen in ons geloofspad, maak nie altyd vir ons sin nie. Maar ek wil net sê, ek het dikwels gekom by punte waar hierdie goed nie vir my sin maak nie. En dan probeer ek dit navors en probeer dit naspeur. En dan kom ek op 'n punt wat ek besê, glo net, hou dit vas. As die Here dit gesê het, is dit moontlik. As die Here vir my sê ek kan koop sonder geld, dan is dit moontlik om te koop sonder geld. En nou praat ek nie van fisiese dinge wat ons in die lewe nodig het nie. Nou praat ek van die dinge wat ek en jy vir ons gees nodig het. Dit wat ons nodig het
om geestelik te kan oorleef in hierdie tyd waar ek en jy lewe. As die Here vir my en jou sê, genesing oor enige omstandighede is moontlik, dan wil ek vir u sê, dit is moontlik, dat hy enige siekte kan genees, en ek glo daaraan. Sien maar, die Here werk teen natuurwette. En daarom maak dit nie altyd vir ons sin, wanneer ons dit lees of dit ondervind nie. En hy is, omdat hy teen natuurwette inwerk, is hy nie afhanklik van ons voelgoedloonlike om ons te sien. Maar baie mense wat, net wanneer hulle goed voel, dan voel hulle dat het word om te sien. Die Here is nie afhanklik van daardie oorlog nie. Hy sien ons reg weer. Ek weet nie wie van die hier sit op die berg voor u, en met die stryd voor u. Maar ek wil vir u sê, net die feit dat u vanmorgen hier is 'n seën van die Here. Die feit dat u gesond opgestaan het, dat u in staat was om hier te kom, is 'n seën van die Here. En daarom wat hy nie vir jou voel goed oomblik, wanneer hy jou seën nie, hy seën jou net eenvoudig reg deur. Hy tel ons op uit ons slegste oomblikke, en sy uitnodiging is altyd daar. Kom na my toe. Wanneer jy vermoeid en belas is, kom na my toe. Wanneer jy in die oomblikste van jou diepste nood verkeer, kom na my toe. En ek lees in die evangelies hoe die Here dikwels water van die lewe gebied het. En dan noem hy dit strome of fonteine van lewende water. Sien, God se genade is so groot, dat hy gee nie bietjies net om 'n sekere kapasiteit te vul nie. Wanneer God se genade in sy volheid na ons toe kom, en in sy uitnodiging na ons toe kom, en sê maar wanneer jy dors het, kom put by my, dan gee hy strome van water, strome van lewende water, want hy weet dat ek en jy dit môre weer gaan nodig hê. Hy weet dat ek en jy dit volgende week weer gaan nodig hê. Hy weet dat ek en jy dit volgende jaar weer gaan nodig hê. Daarom kom hy in hierdie geleentheid en hy sê maar wanneer jy dors, kom dors by my en kom kry sonder geld en kom ontvang strome van lewende water. Dan praat hy van die tweede noodsaaklikheid. Brood, wat 'n lewensvoedsel is. En ek wil nie veel rondom dit sê, ek dink ons almal weet, maar hy is die brood van die lewe. En in Johannes 6 leer hy vir ons dat die menslike pogings, mense is eie pogings, bring jou baie ver. Ons sien daar was 'n skare mense, kort nadat hy hulle gevoed het, 5000 plus, ons weet nie. Maar nadat hy hulle gevoed het, 5 broodjies en 2 visies, kom hierdie mense na die Here toe. En hulle vra vir hom 'n vraag. Wat moet ons doen om te doen? Dis 'n snaakse vraag. Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verwag? En dis asof die Here vir hulle sê, jy kan niks doen nie. Al wat jy kan doen, is glo in Jesus wat jou God gestuur is. En wanneer jy dit kan doen, wanneer jy net eenvoudig kan glo, sonder om te redeneer, sonder om te probeer verstaan, sonder om alles te probeer uitpluis, maar net eenvoudig te glo, dat dit wat in die woord van die Here staan is waar. En as die Here dan sê, hy is die seun van God, wat gekom het om die wêreld van hulle sonde te verlos, en jy daarin kan glo, wil ek vir u sê, verander die hele prentjie van jou lewe. Die oomblik van jou vasgevangheid, van jou gebondenheid, van die gevangenis waarin jy verkeer, en daardie oomblik wat jy kan glo, en waarlik kan glo,
word daar vir jou 'n prent oopgemaak, waarin jy sien maar hoe jy eintlik verlos en vry kan wees en uit daardie omstandighede uit kan kom. Dan praat die Here van die volgende noodsaaklikheid van wyn. En hy verwys nie daarna 'n alkoholiese wyn nie, maar dit verwys na die evangelies wat oorvloedig en verfrissend na die mens kom. En dit kom in strome van genesing, van vrymaking, van verlossing, van blydskap. Dit kom in strome van geregtigheid, vrede, selfbeheersing, liefde, genade, getrouheid. Al hierdie dinge kom wanneer ons deur die evangelies lees en ons kom agter hoe hierdie dinge betrekking op ons lewe het wanneer ons die Here Jesus aanvaar en glo dat hy die seun van God is, kom dit net eenvoudig in strome na ons toe. En wanneer ek in daardie oomblikke kom waar ek sukkel om my eie emosies te beheer, waar ek sukkel om myself te beheer, dan wil ek vir u sê, is daar nie 'n druppeltjie wat kom en sê, wat moenie bekommerd wees nie, die Heilige Gees is daar om jou te help. Daar's 'n stroom wat van die Here afkom om my te help in my beheer oor my emosies en oor my gevoelens en oor my vrae van waar is God toe dit gebeur het, en dan kry ek antwoorde wat sê hy's daar op dieselfde plek waar hy was toe sy seun vermoor is en aan die kruis gesterf het vir my en jou, my broer en suster. Dit kom net eenvoudig oorvloedig en dit verfris ons en lig ons op uit ons omstandighede en dan besef ons, maar ek is in die holte van Jesus se hand en nie in die omstandighede van hierdie lewe nie. En dan laastens praat hy van melk, wat 'n verwysing is na voorspoed. Kanaan was genoem die land van melk en honing. En dikwels is dit vir Israel verwys dat wanneer hulle na 'n land toe gaan hulle na die land van melk en honing. En ek wil vir u sê, was daar, dit is voorwaar die land van melk en honing. Ek het boemels gesien wat lyk soos wat lemoene, so groot. Alles wat vrug en eetbaar is, daar is net groter as dit wat ek nie ken. Dit is voorwaar die land van melk en honing. En wanneer die Here dan hier praat van melk, dan verwys hy na die voorspoed wat ons in sy oorvloedige voorsiening al hier op aarde kan geniet elke dag, en ons kry dit verniet. En die uitnodiging word gerig aan alle mense om deel te hê aan die verlossingsplan van God. En ek wil dit weer doen. Die verlossingsplan van God gaan nie net om my en jou sonde te vergeet, sodat ons die ewige heerlikheid saam kon ingaan. Gaan daaroor dat ek en jy hier op aarde aan 'n beter lewe en 'n ander lewe sal kan lei. En wanneer die storms van die lewe kom, ons anders daarna sal kyk en sal besef wat die storm met dalk te doen. En ons het dit verlede week in dit boek vir mekaar gesê, ons moet nie altyd bid dat die Here die storm sal wegneem nie. Ons moet bid en vra, Here, neem my deur die storm, kry my veilig aan die ander kant, sodat ek die doel van hierdie storm sal ontdek en raak sien en weet wat U my daardeur wil leer. Ek en jy moet net dors na die water wat die Here vir ons aanbied. Ek wil die volgende punt aanraak. En ek het dit genoem hier, die verlangde prys. Wat is die prys wat die Here dan verlang? As hy vir ons sê om koop sonder geld. Die verlangde prys is die hart van die mens. Jou hart is belangrik vir die Here wanneer dit kom by verlossing en wanneer dit kom by jou reis deur die lewe saam met die Here. In Spreuke 19 vers 3 kom die wyse Salomo en hy sê vir ons 'n mens se sotheid. Ek hou van hoe reg het Salomo praat. Hy het nie boekies omgedraai.
Hy sê, 'n mens se sotheid, bederf sy weg, vir jou onnozelheid, van die woord. Maar dit wat jy in jou eie domheid doen, dit bederf jou pad op die lewe. Maar sy hart vertoren op die Here, want so mense hart raak hard teenoor die Here. En dan kom die Esegiel weer met so 'n groot bemoediging in hoofstuk 11 vers 19 en 20 en hy sê, en hy praat ook by die monde van die Here, ek sal vir hulle 'n onverdeelde hart gee. 'n Onverdeelde hart neem die sotheid van die mens weg. Daai verkeerde neigings van jou, sê ek sal vir hulle 'n onverdeelde hart gee, 'n nuwe gees. Halleluja, loop die Here vir 'n nuwe gees. Wanneer ek en jy kom koop sonder geld, dan koop ons 'n nuwe gees. 'n Gees wat anders te dink, 'n gees wat anders te funksioneer, 'n gees wat anders te optree, 'n gees wat gedurig opkyk te midde van 'n storm en weet maar daar is 'n uitkoms en die uitkoms gaan een of ander tyd gebeur en wat aanhou vertrou dat die Here hou ons vas in sy hand en hy gaan vir ons uitkom bring. Hy sê ek sal die hart van tip, die sotheid hart, sal ek uit hulle liggame uit verwyder. Ek wil die waarskuwing vanmôre, wanneer jy koop sonder geld gaan jy 'n operasie kry. Want die hart van klip, sê die Here, sal ek uit hulle liggaam uit verwyder. En ek sal vir hulle 'n hart van vlees gee, sodat hulle my vaste voorskrifte sal volg en my beslissing sal nakom en uitvoer. En dan sluit hy dit af, die kosbare woorde. Hulle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees. Ek wil vanmôre vir u sê, ek soek nie 'n ander God nie. Ek wil nie by 'n ander God gaan aanklop, wanneer ek in die moeilikheid is nie. Ek wil nie op 'n ander God vertrou, wanneer die storm woed. Ek wil nie God van die Bybel. Ek wil by hom gaan koop, selfs in die oomblik van die storm. Want ek hoef nie my neersie op te maak en my sak te sê. Ek hoef nie by die bankbestuur 'n draai te gaan maak en te sê, kan jy help met die voorskot, want ek is in die moeilikheid. Ek gaan nie op my knieë en ek gaan koop sonder geld. Wanneer jy by koop kom en 'n mens het nie geld nie, dan is daar in die vroeëre lewe iets soos 'n ruilhandel gewees. Wanneer 'n artikel in ruil aangebied is vir iets anders, min of meer dieselfde waarde, en op ruilhandel het hulle gewerk en handel gedryf. En as ek na God se uitnodiging kyk na ons, en ek besef waar ek en u vandag staan, dan besef ek kan nie eers in ruilhandel ingaan nie, want ek het niks om te bied teenoor die genade van God. Ek het 'n vuil hart en 'n stukkie lewe. Ek val uit mekaar en soms. En dis al wat ek het om te gaan bied. En selfs dit is vir die Here aanvaarbaar, wanneer jy dors na sy geregtigheid. Wanneer daar ruilhandel gedoen word, dan was die artikels wat geruil word eers ondersoek om te kyk of die waarde daar min of meer vergelyk met mekaar. En ek wil vir u sê, as ek vanmôre wil kom en ek wil 'n ruilhandel aanbied, kan daar nie ondersoek gedoen word nie, want dit wat ek kom bied beteken net eenvoudig niks. Maar steeds sê die Here, kom koop sonder geld, kom kry verniet. Dis nie nodig om in 'n ruilhandel in te gaan nie.
Hoekom is dit dan verniet? Dit het God 'n duur prys gekos om sy seun te stuur, om te kom sterf vir die sonde van die wêreld. Hoekom is dit dan verniet? Kom ek gee vir die kort antwoord. Alles is ten volle betaal. Maar ons het gedreig. He paid the debt. He can do it all. I owe it. I cannot pay. I needed someone. You need someone. Dis klaar betaal. Maar die Here vra dieselfde vraag vir ons. Hier in vers 1 en vers 3. Nee, vers 2. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie? En julle arbeid vir wat nie kan versadig nie. Hy sê, of hy vir die mens wil sê, maar dit wat jy uit jou eie uitdoen, kan werk nie. Jy probeer om brood af te weeg, wat jou nie gaan versadig nie. Jy probeer 'n werk doen, wat jou nie geestelik kan versadig nie. En dan sê hy, luister aandagtig na my. Luister na my uitnodiging. Luister wat ek vir jou bied, geliefde. Luister aandagtig daarna. Neem dit aan en eet die goeie en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Dis daarom waar die Here kom en vra ons vir ons, maar waarom betaal julle vir iets wat die brood is nie? En hy verwys na die mens wat nog nie werklik na die Here toe gekom het nie en so hard probeer om uiteindelik 'n sukses van sy lewe te maak, of die persoon wat daar was en weer weggedwaal het en alles in sy vermoë doen om 'n sukses te wees. En hy vra, hoekom doen jy dit? Hoekom betaal jy vir dinge wat nie brood is nie? En dit is die verdere verwondering by die Here. Hoekom werk jy vir iets wat jy nie kan versadig nie? En probeer sê dit maak nie sin om te betaal vir iets wat jy nie kan versadig, om te werk vir iets wat niks vir jou beteken. Dis maak nie sin nie. Maar dit gee vir ons 'n implikasie vandag. Daar is niks wat die mens in sy soeke na vervulling kan doen, in sy honger en dors na 'n uitkoms. Ons gaan slegs die uitkoms beleef wanneer ons by die Here gaan kom, wanneer ons verniet gaan kom, wanneer ons op sy uitnodiging reageer en ons na hom toe gaan en kry ons dit wat die Here ons gaan gee, want dan is daar 'n uitkoms. En 1 Johannes 7 vers 37 sê, die wat drink van die water wat hy gee, dit sal in hom word so strome van lewende water wat uitbor. En hier is iets interessant waar ek gaan hiermee afsluit. In Suid-Korea is die mense nou besig om hulle eie lewe bietjie te makliker te maak met 'n ding wat hulle dopamien. Dopamien is 'n toepassing wat jou goed laat voel, sonder dat dit geld kos. Dis 'n chemiese boodskap wat hulle noem dit ook 'n neurotransistor wat in die mens se brein is. En dit het deurslaggewende rolspel in motivering, beloning en beweging. En dis 3 van die mens se grootste belange in hierdie lewe, is om gemotiveerd te wees, om beloon te word vir dit wat jy doen en om in beweging te kom en goed te doen. Dit word ook 'n voelgoed chemikalie genoem. En hoe dit werk is, hulle sê daar is mense in Suid-Korea wat werk en so gedetermineerd is om suksesvol te wees in hulle werk,
dat hulle wil nie eers breek vir ete nie. En wanneer hulle honger word, en die liggaam begin vra na kos, dan konsentreer hulle so op hierdie dopamien in die brein, dat hulle honger word uiteindelik deur dit versadig. En hulle gaan net eenvoudig aan en werk deur etenstyd. Wanneer hulle moeg word, konsentreer hulle so op hierdie toepassing in hulle brein, dat die moegheid verdwyn uiteindelik en hulle word gemotiveer om aan te gaan en goed te voel oor hulle self. En ek het vanmôre so dankbaarheid in my hart, toe ek dit lees en ek dink aan dit wat ons oor gaan gesels in hierdie oggend, en ek kom by tot die besef, ek het nie nodig om enige iets te doen om goed vermoedelike te hê nie. Ek het nie nodig om enige iets te doen om te kom sê, maar dit moet my nou laat goed voel oor myself nie. Ek het 'n redder wat vasgenaal was aan 'n kruis, wat opgestaan het uit die dood en wat leef en wat my nooi van dag tot dag. Kom koop sonder geld, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En ek wil vir u sê, sonder om te brek en sonder om grootmond te wees, ek voel goed oor myself elke dag. Nie vir dit wat ek doen nie, maar omdat ek in Jesus behoort. Ek het nie motivering nodig om in die oggend op te staan nie. Ek is opgewonde om op te staan en na 'n geestelike lied te luister, 'n koppie koffie te maak en my Bybel te vat en in 'n stoel te gaan sit en met Jesus kontak te maak en met hom te gesels. Ek het nie motivering om nodig om aan die beweeg te kom in die dag nie. Ek het Jesus wat sy hand oor my hou elke oomblik van elke dag, en ek het niks nodig in hierdie lewe wat my moet motiveer om goed te voel oor myself nie. Wat in my brein is en wat in my hart is, verskil. En is nog iets wat is in my, die twee wat verskil werksaam. Maar wanneer die Gees van God inkom en jou hart kom uitdag, gaan die operasie kom doen en vir jou 'n nuwe vleeslike hart gee, dan word jou denke ook vernuwe. En dan besef jy wat die goedheid van God elke dag beteken. En is geen wonder die psalmdigters het dit oor en oor geskryf en gesê, aan die goedheid is daar geen einde. Ek wil u môre bemoedig en sê, as jy goed voel oor jouself, gaan goed sonder geld. Dit wil die Here gee. Kom ons bid saam. Kom ons Vader. Ons wil môre saam die Here sê, how great is our God. How great is His name. He's the only one. Here is vir ons die enigste een. En ek wil vanmôre bid, as hier iemand in hierdie banke sit wat in 'n storm is en wat sukkel om uit dit uit te kom en wat voel dat die storm wil net die einde kry nie, dan wil ek bid nou in die oggend, Here, dat U hier die woord en hier die uitnodiging wat U maak net sal uitreik na so 'n persoon toe, dat daar die persone sal kom vanmôre kom sê, maar ek dors, Here, ek het 'n dors in hierdie oomblik, en wanneer dit erken word, dan gaan U ingryp en gaan U verandering bring. En ek bid vir elkeen hier vanmôre wat miskien in daardie oomblikke verkeer, en ons wil vra, Here, dat U sal ingryp en dat U die woord wat uitgegaan het sal gebruik om gedagtes af te verander en vas te vang en mense te laat vasgryp aan U in U kosbare en U lieflike naam. En ons kom eer U daarvoor. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie, Here, dat ons deur hierdie dag kan gaan. Dankie dat ons kan uitsien na hierdie week. Te midde van al die probleme wat dit mag inhou. Te midde van die ongemaklike oomblikke wat ons nou al van weet ek, dis 'n volgoed week, want U gaan voor ons uit in hierdie week. En ek loof U daarvoor. Amen. Amen. Nou, dankie, ek gaan ons musiekspan vra om na vore te kom. Ons is slot van die waarneming.
nodig jy uit ons. Koffiestasie is oop, die naaste weet nie, jy kom saam met ons en iets so bietjie kuier oor daai. Ons ander leefaktiwiteite is in gang, maar op 5 uur weer op die bijeenkoms, Bybel lees, ons bietjie dieper ontdek van die Bybel, as ons maak, ons kan maak, sluit aan by ons, lees het in die boek van Lukas, en ons maak ons al 'n paar mooi ontdekkings in dit boek. Die Here seën vir u. Amen, u kan staan. Ons gaan afsluit so uit die woord, en so in die psalms, hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste sal vertoef onder die beskerming van die Almagtige. Dankie vir die broers wat so getrou gereed is om op u te wag en tiendes en bydraers. Here, dankie vir u goedheid, dankie vir u guns, dankie vir u voorsiening. Dankie Here, u is 'n onuitputbare bron. Ons loof u daarvoor. Seën elke gawe tot eer van u naam. Amen. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. En ek sê vir die Here, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. En ek sê vir die Here, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. Hy wat skuiling vind en bly by die Allerhoogste, sal vertoef onder beskerming van die Almagtige. En ek sê vir die Heer, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. En ek sê vir die Heer, U is my toevlug en my vesting, my God op wie ek vertrou. En die kinders van die Here sê, Amen. Mag die Here met u wees. Ek gaan vir pastoor Erns vra, broer Erns, pastoor, sal jy ons afsluit met gebed. Kom drink saam 'n koffietjie, kom kuier. Onthou, u mag enige tyd, enige van ons goeie versameling boeke daar in die biblioteek, as jy daai kant toe stap, kan u uitneem, gaan lees en terugdruk en jouself ook daardeur verkoop en toerus vir dit wat voor ons lê. Kom ons staan net so, dankie pastoor Erns, kom ons bid. Hierdie oor u Hemelse God en Vader, ons wens u baie dank. Hierdie geleentheid het ons gehad om môre in die huis te kan wees. En baie dankie vir u kosbare woord waarna ons geluister het. Ek bid in hierdie dag, Here, dat ons nie net sal hoor nie, maar dat ons sal doen.